Goeiedag dames en heren en welkom by nog wiskunde in Afrikaans. Ons gaan vandag verder aangaan met algebra en ons gaan 'n bietjie kyk na definisies en reëls. In my vorige video het ek vir julle 'n inleiding tot algebra gegee en dis 'n baie belangrike video daai. Wat ek wil hê jy moet deeglik en sorgvuldig en mooi deurkyk en seker maak jy verstaan waar algebra vandaan kom. Alright, voor jy dan na hierdie video toe kom. Okay, so as jy hom gekyk het, dan gaan ons aan met ons studie van algebra en ons gaan kyk vandag na 'n paar definisies en 'n paar reëls rondom algebra. Nou, hoekom reëls? Hoekom het ons ander reëls nodig? Onthou nou mooi, soos ek vir julle gesê het, as ons nie 'n syfer weet wat ons in 'n wiskundige funksie of in 'n som nodig het of wat ons wil gebruik nie, dan gebruik ons mos eers 'n plekhouer, nê? En die plekhouer is die letter X. Het kan enige letter van die alfabet wees, nê? Onthou nou mooi, maar ons gebruik die letter X. Nou, omdat ons nou letters in plaas van syfers gebruik, verander die reëls so 'n klein bietjie, okay? So ons moet nou ons sommetjies mooi aanpas, ons moet ons reëls mooi ken en laat ons kan weet hoe hanteer ons algebraiese somme wat ons dan nou wil maak. Okay? En dit werk eintlik maar net soos jou maaltafels, net soos jy jou maaltafels moet ken uit jou kop uit, jy weet 2 x 5 is 10 en 6 x 3 is 18, net soos jy jou maaltafels moet ken, moet jy ook hierdie algebraiese reëls ken. Okay, so ek stel voor, kry daar vir jou 'n pen en 'n stukkie papier en dan skryf jy nou saam met my vandag neer, okay? Hierdie reëls is baie belangrik, jy moet hierdie algebraiese reëls ken. In die dae wat ek skool gegee het, met die studente, met die leerders met wie ek gewerk het ek baie van hulle gesien wat baie punte verloor het, omdat hulle eenvoudige foutjies maak, wanneer dit kom by hierdie reëls van algebra. Okay, en ek sal nou vir julle wys. Dit is nie regtig so ingewikkeld, dit is nie so moeilik nie, dit is net iets wat jy moet nou kyk met jou oë, in jou kop inneem, okay, laat die kennis daar maatjies maak met al die ander kennis wat jy reeds in jou kop het, goed, en dan moet jy dit onthou. Okay, nou, ons gaan so baie daarvan doen, ons gaan so baie oefeninge daarvan doen, dat dit sal later vir jou tweede natuur word. So, jy sal nie sukkel om dit te onthou nie, okay, maar vandag begin ons nou daarmee, en skryf dit neer, werk saam met my, skryf dit mooi netjies neer, laat jy kan sien, laat jy kan onthou. Okay, goed. So, die eerste ding waarna ons vandag gaan kyk, is die verskil tussen 'n vergelyking en 'n uitdrukking. Kom ek skryf dit neer. 'n Vergelyking en 'n uitdrukking. Okay, kom ons gaan kyk eers na 'n vergelyking. 'n Vergelyking is letterlik ons vergelyk een deel met 'n ander deel. Okay. So, wat 'n mens moet nou doen in die regte lewe is, jy moet nou vergelyk. So, dan meet jy ietsie op teenoor ietsie anders, nê? Jy kyk of die ding wat jy hier het, dieselfde is as die ding wat jy aan die ander kant het, nê? Jy vergelyk die twee met mekaar. In wiskunde doen ons dit met 'n is gelykanteken. Kyk hierso, met 'n is gelykanteken. So, gestel nou ek het die volgende. Ek het hier 5 plus 1, okay? En ons weet ons almal 5 plus 1 is 6, nee. So met ander woorde, as ek dit vergelyk, kom ons noem hierdie ons linkerkant, en ons noem hierdie kant van die is gelykanteken ons regterkant, so as ek die linkerkant met die regterkant vergelyk, en ek skryf 6 aan die regterkant, okay, dan sê ek, okay, aan die linkerkant het ek 5 plus 1, en ek weet dit is 6, en aan die regterkant het ek die 6. So met ander woorde, die linkerkant en die regterkant is gelyk aan mekaar. Hulle is gelyk aan mekaar. So wat ek nou hier gedoen het is, ek het 'n vergelyking gemaak. Ek het die linkerkant van my som, nee, links van die is gelykanteken, gaan vergelyk met die regterkant van my som, nee, wat regs van die is gelykanteken staan. Okay. Kom ons gestel nou, ons het nie geweet, een van die syfers moet 5 wees, byvoorbeeld nou nie, nee. So kom ons sê, ons weet nou nie wat hy moet wees nie. Goed, so ons gaan gebruik ons plekhouer. So ek sê nou, in plaas van die 5 het ek nou x. X plus 1. Ok. En die x plus 1 is gelyk aan 6. Goed. So wat ek nou hier het, weer eens, is 'n vergelyking. 'n Vergelyking, nee. Ek vergelyk die linkerkant van my wiskundige sommetjie, nee, of die linkerkant van wat aan die linkerkant van die is gelykant staan, vergelyk ek met dit wat aan die regterkant van die is gelykanteken staan. Okay. So, as jy in wiskunde, as jy 'n is gelykanteken sien,
dan weet jy werk met 'n vergelyking. Dis die key, dis hoe maklik dit is, nee. So sodra jy opmerk dat daar 'n is gelyk aan is, goed, 'n is gelyk aan teken, dan weet jy ons werk met 'n vergelyking. OK. Nou dan is dit eenvoudig. 'n Uitdrukking is net 'n wiskundige stelling. Daar's nie 'n vergelyking nie. Ek vergelyk dit nie met iets anders nie, so met ander woorde, daar's nie 'n is gelyk aan teken nie. So byvoorbeeld, as ek gaan skryf, net 5 plus 1. Net 5 plus 1. Whatever 5 plus 1 nou dalk mag beteken, vir jou, vir my, vir wie ewer dit nou daar geskryf het, né? Miskien beteken dit dat die persoon het 3 pare skoene, en hy vind net 5 van hulle, en daar's 1 missing, so hy weet dat 5 plus 1 is nou sy 6de skoen, nou weet, so ietsie, of whatever dit nou is, nee. Ok, so net 5 plus 1 is 'n uitdrukking. Daar's nie 'n is gelyk aan nie, ek vergelyk dit met niks nie, dis net 'n uitdrukking, ek sê net 5 plus 1, ok? In dieselfde sin, as ek gaan skryf, x plus 1, en ek gaan skryf dit net so, dan is dit 'n uitdrukking, dan is dit 'n wiskundige uitdrukking, ok? Die oomblik as ek dit doen, is gelyk aan 6, dan verander ek dit nou in 'n vergelyking in. Dan is dit nie meer 'n uitdrukking nie, dan is dit nou 'n vergelyking. Ok, goed, easy peasy, maklik om hierdie te onthou. As daar 'n is gelyk aan teken is, dan het ek 'n vergelyking, en as daar nie 'n is gelyk aan teken is nie, dan is dit net 'n wiskundige uitdrukking. En ons gaan met beide van hulle lekker baie werk nou. Van hier af vorentoe tot in graad 12 toe, en nog verder vorentoe, as jy nog verder wiskunde gaan leer, gaan ons lekker baie met dit werk. Ok. Nou, die volgende ding waarna ons gaan kyk is 'n klompie definisies. Ok, so ek gaan nou 'n wiskundige uitdrukking hier neerskryf. 'n Wiskundige uitdrukking, onthou nou mooi, het nie 'n is gelyk aan nie. En ek gaan sommer net enige uitdrukking raai in my kop. Ok, daar's niks spesiaal hieraan of so iets nie. Ek wil vir julle die definisies wys. So ek gaan sommer net 'n uitdrukking raai, en die een wat ons gaan raai lyk so: 3x kwadraat minus 7x plus 10. Ok, soos ek gesê het, niks spesiaal daaraan of enigiets nie. Dis sommer net 'n uitdrukking wat ek geraai het. Ek het sommer net letters geraai, en ek het onbekendes, nee, ek het waardes wat ek nie weet nie, het ek ingesit, met hulle plekhouers, nee, die x'e wat daarin is, wat jy nou kan sien, hierso en hierso. Goed. Ek het sommer maar net vir die lekkerte 10 bygetel. Ok, so kom ons gaan kyk nou na elke deel van hierdie uitdrukking, en ons gaan kyk na wat elke ene is. Goed, die eerste ding wat ons mee begin, die eerste definisie, is 'n wiskundige term. 'n wiskundige term, ok. So wat is 'n wiskundige term? Ok, so kom ek wys eers vir jou in hierdie uitdrukking wat die terme is. Hierdie gedeelte van my uitdrukking is een term. Dis een term van my uitdrukking. Ok. Hierdie gedeelte is nog 'n term. Dis nog 'n term, ok? En hierdie gedeelte is nog 'n term. Ok. Kan jy al so lank begin uitmaak? Kan jy so lank al begin sien wat 'n term is? Ok. 'n term in 'n wiskundige uitdrukking is hierdie gedeeltes wat geskei word deur plusse of minusse. Net plusse of minusse. Dit is baie belangrik. 'n term word net deur 'n plus of 'n minus geskei. Gestel ek die volgende, 3 maal x. Kom ons tel iets by, 3 maal x plus 7. Ok? Nou, in die vorige voorbeeld, in my vorige video, het ek vir jou verduidelik, as ek sê 3 maal x, dan het ek 1x wat ek met 3 maal, so ek het 3x'e. Nee, dink daaraan as ek het 'n appel. Ek het 'n appel en ek maal hom met 3, dan het ek mos ook 3 appels. So wat eintlik hierso staan, is 3x plus 7. Nou weer eens, kyk gou mooi, daar is nie 'n is gelyk aan teken nie, nêrens hierso is 'n is gelyk aan teken nie, so met ander woorde, hierdie is 'n uitdrukking. Dis die eerste belangrike ding, is 'n uitdrukking. Die tweede ene is, wat is die terme in hierdie uitdrukking? Die 3x, dis 'n term, en die plus 7 is 'n term. Ok, so terme, ek sê gou weer, terme word geskei deur plusse of minusse. So daarom kan ons nie gesê het dat hierdie 3 was 'n term nie,
en hierdie x was 'n term nie, en hierdie 7 was 'n term nie. Nee, dis nie reg nie. Ons kan nie dit sê nie, dit werk nie so nie. Die 3x, die 3 maal x, die 3x is 'n wiskundige term van die uitdrukking, en die plus 7 is 'n tweede term van die uitdrukking. Ok, so dis die eerste belangrike definisie. Ons weet nou van vergelykings en uitdrukkings, ok, en dan weet ons nou van 'n term. En 'n term word geskei deur 'n plus of 'n minus. Nou die drie terme in hierdie uitdrukking werk so. Daar staan ons eintlik 'n positief voor die 3, nee, daar staan ons nie minus 3x nie, nee, daar staan ons eintlik 'n positief voor die 3. So ons weet, ons skryf ons nou nooit regtig daai plus neer nie. Nee, want ons weet, as ons hom so sien, 3x kwadraat, dan weet ons daai 3 outomaties, ons weet daai 3 is positief, ok. As daar 'n minus voor die 3 gestaan het, dan sou dit so minus 'n negatiewe getal gewees het, ok. So wat ons kan sê, van die 3 terme van hierdie uitdrukking, is ons het 'n positief 3x kwadraat, dis die eerste term, nee. Die tweede term, en kyk nou mooi, hier sit nou baie belangrik, die tweede term is 'n negatief 7x. Daai negatief is baie belangrik, jy moet daai negatief onthou. In jou kop moet jy nou so lank al begin dink, wanneer jy dink aan terme, dan moet jy die teken, nee, die plus of die minus, positief of negatief, jy moet die teken van die term onthou. Ok, so die tweede term is 'n negatief 7x. En die derde term is dan weer 'n positief 10. Dis die 3 terme in hierdie uitdrukking. Ok, goed, so weer eens, 'n term word geskei net deur 'n plus of 'n minus, nie 'n maal of 'n deel nie. Ok, so kom ons beweeg aan na die tweede ene toe. Die tweede definisie waarna ons gaan kyk, noem ons die koëffisiënt. En dis omtrent 'n mondvol. Jy spel dit ook verskriklik erg. Ok, kom ons kyk of ek dit reg kry. Ek dink dis hoe mens koëffisiënt spel, nee. Ok, wat is die koëffisiënt? Ok, so kyk nou gou mooi hierso. In my uitdrukking, in my wiskundige uitdrukking, die syfer wat voor die letter staan, daar staan ons x kwadraat, goed, daar staan x kwadraat, hierdie 3, wat voor die x kwadraat staan, daai 3, daai noem ons die koëffisiënt. Ok, die koëffisiënt. So as ek praat van die koëffisiënt van 3x kwadraat, dan weet jy dis die 3 wat voor die x staan. In die tweede term het ons 'n 7 voor die x, ok? So het maak nie saak of hier x kwadraat of x tot die 5de mag of x tot die 10 miljoenste mag staan nie, dit maak nie saak nie. Daar staan 'n 7 voor die x. En daai 7 noem ons die koëffisiënt. Ok, so dis die syfer wat voor die onbekende ene staan. Onthou nou die x is ons onbekende plekhouer. So dis die syfer wat voor die onbekende staan en daai noem ons die koëffisiënt. Goed, so kom ons gaan kyk nou. Eerste definisie, vergelyking en uitdrukking. Tweede definisie, term. Derde definisie, koëffisiënt. Kom ons gaan kyk na wat die volgende ene is. Die volgende definisie, en dit is een wat julle nou reeds al ken, julle het nou reeds in graad 9 al 'n bietjie met dit te doen gehad. So baie eenvoudig, die vierde definisie daar is, wat is die eksponent? Ok, so eenvoudig, ek dink op hierdie stadium het julle nou allemaal lekker baie oefeninge met eksponente gedoen nou al, so julle behoort nou al te weet wat het is, maar hierdie kwadraat wat hier so staan, dit is die eksponent. Ok, en dit is die eksponent van die basis, en in hierdie geval, die basis is die x. Ok, so dit is die basis van die x. Onthou nou mooi, sê nou maar ek het iets soos 2 tot die mag 3, ok, hierdie is my basis, die 2 is my basis, en die 3 is my eksponent. En wat dit beteken is, ek vat die 2, en ek maal hom 3 keer met homself, nee, dit is dieselfde as 2 maal 2 maal 2. Goed, so eksponente behoort julle goed te ken, ek gaan nie te veel daarop verder hamer nie, ok, so jy weet nou wel op hierdie stadium wat 'n eksponent is, ok, en dit was dan nou ons vierde definisie. Ons vyfde definisie noem ons 'n konstante. 'n konstante.
Ons kan eintlik sê 'n konstante waarde. Ons noem dit 'n konstante waarde. Nou kom ons gaan kyk gou na hierdie 10. Hierdie 10, onthou nou mooi weer eens die term sê 'n positief 10, 'n plus 10. Maar gaan nou nie aan mekaar sê plus 10 nie, jy kan mos nou sien daar's 'n plus voor die 10, so jy kan mos nou sien dis 'n positief 10. OK. So kom ons praat net van die 10. Die 10 se waarde kan nie verander nie. Nooit nie. Solank as wat hy in hierdie uitdrukking staan, bly sy waarde konstant by 10. Sy waarde bly konstant by 10. So 'n konstante waarde is 'n waarde in jou wiskundige uitdrukking of in jou vergelyking, kan in enige ene wees, wat se waarde nooit kan verander nie. En in hierdie geval is dit 10. OK, so die 10 bly net 10. Die 10 kan nie skielik 11 of 12 of 24 raak of so iets nie, dit bly net 10. Kom ons gaan kyk na die 7 of die minus 7x. Kan daai term se waarde verander? En die antwoord is ja, dit kan, want ons weet nog nie wat die x is nie. Sê nou maar dit kom so uit en die x is 2, dan is dit nie meer minus 7 nie, dan is dit minus 14, want 7, minus 7 maal 2 is mos nou 14, nee. So hierdie term is nie konstant nie. Hy kan verander, want die veranderlike daarin, die x, kan verskillende waardes aanneem. OK, afhangende van hoe dit nou gaan uitkom, nee, as ons nou eendag uitfigure of sien wat die waarde van die x moet wees. So die onbekende daar kan verskillende waardes hê, en daarom is daai term nie konstant nie. Maar die 10, hierdie term, die 10, bly 10. Daar's niks wat hom maal of deel of plus of minus of enigiets wat met hom gebeur, sodat hy kan verander nie. 10 bly 10, en daarom noem ons dit 'n konstante waarde. Goed, en dan die laaste belangrike definisie vir vandag, nommer 6, noem ons dus dan nou die veranderlike. OK, en jy behoort nou al op hierdie stadium te weet wat dit is, die veranderlikes is die x'e. So die x'e, die onbekendes, dis my veranderlikes. En hoekom sê ek is veranderlik? OK, onthou nou mooi, ek weet nie wat die waarde is nie. Ek weet nog nie, ek kan die som doen, ek weet hoe om die som te doen, maar ek weet nie wat die waarde is nie, so ek gebruik 'n plekhouer. OK, onthou nou mooi, soos ek gesê het, ons gebruik 'n plekhouer. En daai plekhouer kan enige waarde aanneem. Enige waarde, dit kan 2 wees, kan 5 wees, kan 15, minus 15, minus 200, 17 miljoen, maak nie saak nie. Dis net 'n plekhouer, dit hou nie die plek van 'n waarde so lank, want ek weet nog nie wat die waarde is nie. So met ander woorde, die x kan verander. Goed, kom ek skryf dit hier, dit kan enige waarde aanneem. OK, ek weet nog net nie wat die waarde is nie, en daarom sê ons, hy is veranderlik of hy is 'n veranderlike. Goed. OK, en so daar het ons nou 6 definisies, OK, in ons nuwe adventure, nee, ons nuwe pad op algebra, OK. 6 definisies wat die lewe vir ons makliker gaan maak, sodat die volgende keer wanneer ons met mekaar praat oor algebra, en ek praat van 'n koëffisiënt of 'n eksponent of 'n veranderlike of 'n konstante waarde of so ietsie, dan weet ons presies waar hulle is en wat hulle doel is in my uitdrukking of in my vergelyking. OK, goed. Ek hoop julle is nog met my sover, nee. Ons het nog nie ernstige wiskunde gedoen nie, goed. Ons het nou nog net gekyk na definisies. As jy nou nog nie lekker verstaan nie, vat weer die video van die begin af, of as jy nou nog algebra nog steeds mee sukkel, gaan terug na my vorige video toe. Goed, gaan kyk weer na die inleiding tot algebra, waar ek verduidelik van 'n plekhouer. OK, en as jy hom klaar gekyk het, dan kom spring jy weer op hierdie video toe, en hopelik dan maak dit vir jou als 'n bietjie meer sin. Goed, so ek sê weer soos ek in die begin van die video gesê het, die definisie en hierdie reëls gaan ons nou volgende doen, is baie belangrik. Jy moet vir hulle ken soos jy jou maaltafels ken. So, asseblief, gee baie mooi aandag, let op. Goed, kom ons buig aan en dan gaan kyk ons nou na die eerste stel reëls in algebra. OK, produkreëls. OK, nou wat sê die woord produkreëls vir jou? OK, reëls rondom produkte, en ons almal weet nou, produkte is maar net maalsommetjies, nee, dis maalsommetjies.
So as ek sê 3 maal 2, dan sê ek die produk van 3 en 2 is 6. 3 maal 2 is 6, nee. Soos maalsommetjies. So ons gaan nou kyk na allerhande reëls rondom algebra, soos wat dit nou produkte aangaan, nee. So met ander woorde, algebraïse produkreëls. Ok, goed, nou, om produkreëls te kan verstaan, moet ons regtig waar baie eenvoudig begin. So kom ons begin met die eenvoudige sommetjie wat so lyk. 3 maal 2. Ok, dis nou regtig waar, baie simpel, maklik hierdie. Ok, 3 maal 2 weet ons is 'n produk, ok, is die produk van 3 en 2, want dis 'n maalsommetjie, en ons almal weet dat 3 maal 2 moet 6 wees. Ok, easy peasy. Gestel nou, ons weet nie of dit nou 'n 3 moet wees, en of dit nou 'n 2 moet wees, en of wat dit nou moet wees. Een van die syfers is nou aan ons onbekend. Ons weet nie wat dit moet wees nie. Nou, wat doen ons nou in hierdie geval? Yes, jy's reg, ons gebruik 'n plekhouer. En daai plekhouer is x, yes. So kom ons raai, kom ons sê ons weet nie die 3 moes 3 gewees het nie, nee. So ons sit 'n plekhouer in sy plek, en ons sê dan x maal 2. X maal 2. Ok, nou, wat is x maal 2? X is 'n veranderlike. X is 'n veranderlike, ek weet nie wat sy waarde op hierdie stadium is nie. So ek mag nie nou gaan sê, dis 6 nie. Ek mag dit nie gaan sê nie, want onthou nou mooi, ek weet nie wat sy waarde is nie. Ek het nou net geweet, dit was 3, ok, ons het mos gesê 3 maal 2, maar ek weet nie nou meer wat dit is nie. Onthou nou mooi, ek sê weer, die x kan, die plekhouer kan enige waarde hê. Dit kan 3, 6, 7, 12, 18, 21, maak nie saakie, dit kan enige waarde wees. So ek kan nie nou skielik gaan sê, x maal 2 is 6 nie, want ek weet nie dis 6 nie, jy weet mos nie of dit 6 gaan wees of nie, ok? So, wat ons nou moet doen is, onthou, ok, so kom ek backtrack net gou so 'n klein bietjie. As ek sê 2 maal 3, dan beteken dit mos eintlik, ek vat die 2 3 maal, nee. So dit is 2, nog 'n 2 en nog 'n 2. Dis mos eintlik wat 2 maal 3 beteken, nee. Ek vat julle nou terug na graad 2 wiskunde toe, nee. 2 maal 3 beteken 'n 2, nog 'n 2 en nog 'n 2. 3 maal 2, nee, 'n 2 en 'n 2 en 'n 2. En dit weet ons is 6. En dit werk presies dieselfde wanneer ek 'n onbekende veranderlike het. So as ek x maal 2 het, dan het ek mos nou 2 maal x, nee, 'n x en nog 'n x. So met ander woorde, ek het 'n x en nog 'n x. En as ek 2 x het, hoeveel x het ek dan? As ek nog 'n x en nog 'n x by mekaar tel, hoeveel x het ek dan? Dan het ek nie dood eenvoudig 2 x'e. 2 x'e. Ok, nou 'n belangrike punt om te maak hierso. As ek sê x maal 2, of ek sê 2 maal x, dis dieselfde ding. Ok, dis dieselfde ding. X maal 2 of 2 maal x is dieselfde ding, en ek gaan skryf hulle albei as dit, 2x. So ons skryf in wiskunde altyd die syfer, die koëffisiënt, as jy nou kan onthou, nee, die koëffisiënt, skryf ons altyd eerste, en ons skryf die veranderlike, skryf ons tweede. Ok, so met ander woorde, as ek nou 4 maal x gehad het, of x maal 4, maak die saakie, die antwoord is 4x. Ok, so net so 'n klein dingetjie vir jou om te onthou. So wanneer ons algebra skryf, wanneer ons algebra taal met mekaar praat, dan sit ons altyd die koëffisiënt eerste en dan die veranderlike. So x maal 2, wat ek nou weet is ek het 'n x en ek maal hom met 2, so met ander woorde ek het 2 van hulle wat by mekaar tel en ek het dus 2x'e. En ek skryf hulle as 2x. Ok, easy peasy sover, nee, regtig waar nog nie moeilikie. So as jy sukkel daarmee, as jy sukkel met, ek kan nou nie onthou, wat is x maal 2, hoe doen ek dit nou weer, ok, dink so daaraan. 2 maal x is dieselfde as, ek het 'n appel, en ek vat die appel en ek maal hom met 2, dan het ek hoeveel appels? 2 appels, nee. So as ek 'n x het, en ek maal die x met 2, dan het ek 2x'e. Ok, en ek skryf dit neer as 2x. Goed, so kom ons spice dit 'n bietjie op. Ons gooi so 'n bietjie peper daarby. Kom ons sê ons het die volgende. 3 maal 2
maal 4. En wat is dit? Goed, moenie die calculator vat asseblief in jou kop, werk hom in jou kop uit. 3 maal 2 is 6, en as ek dit met 4 maal, dan kry ek 24. 3 maal 2 is 6, en as ek dit met 4 maal, dan kry ek 24. Ok. Nou, gestel nou, ek weet weer eens, ek weet nie dat die 3 moes 'n 3 gewees het nie. So, dit moet nou 'n onbekende wees, moet nou plekhouer wees, ok? So, nou in die geval het ek nou x maal 2 maal 4. So, wat moet dit nou wees? Wat moet dit nou raak? Ok. So, kom ons gaan kyk nou gou mooi. Daar's nou 'n paar maniere om hierdie som te doen, so ek sal nou vir julle ten minste 2 maniere gou gewys hoe jy kan hierdie som uitwerk. Die eerste ding wat ons kan doen is, ons kan gaan sê, los my x, want ek weet nie wat hy is nie, los hom eers, en ons maal dit met, en wat is 2 maal 4? Dis 8, nee, so dit raak x maal 8. Ok, en dit kan ons dan gaan sê, net soos ons nou net hier gehad het, x maal 2, kan ons nou gaan sê, nou het ek 1x, en ek maal hom met 8, so ek het dus 8x'e, so ek het 8x. Ok, so, wanneer jy som het, soos hierdie, dan mag jy die konstantes, die syfers, mag jy met mekaar maal, en het dan sodoende vereenvoudig. Ok, goed, so ons het hier 'n vereenvoudigde version, wat net maal 8 is, en dan maal ons dit met die x, en dan kry ons 8x. Ok, nou kom ek wys julle gou 'n anderste manier om die sommetjie te doen. Kom ons gestel, ons vat die x, en ons maal hom eerste met die 2. Ok, so ek het 1x, en ek maal hom met 2, dan het ek mos nou 2x'e. So hier kom dan nou neer 2x maal 4. 2x maal 4. Ok, nou raak dit interessant. So nou het ek 'n 2x, 'n 2x, maar ek het nie net een van hulle nie, ek maal hom met 4, so ek het 'n 2x, nog 'n 2x, nog 'n 2x, en nog 'n 2x. So met ander woorde, ek het 4 2x'e. Ok? So jy kan daarin dink, as ek het 4 mandjies, en elke mandjie is 2 appels. En hoeveel appels het dit dan? 2, 4, 6, 8. Ok, sien jy, ons kom by dieselfde antwoord uit. So met ander woorde, dit kan wees, dieselfde wees as 1 van die 2x'e, plus nog een van hulle, plus nog een van hulle, plus nog een van hulle. So met ander woorde, 1, 2, 3, 4. So, 'n 2x, maar nie, ek het nie 1 van hulle nie, ek het 1, 2, 3, ek het 4 van hulle. Ok. En as ek hulle dan by mekaar tel, 2 appels, nog 2 appels is 4, nog 2 appels is 6, en nog 2 appels is dan 8 appels, dan kry ons dieselfde antwoord. 2x'e, nog 2x'e, nog 2x'e, en nog 2x'e is dan 8x'e. Ok, goed. So ek hoop het maak vir jou sin sover. Die produkreëls, goed, is dieselfde as wat jy nou so syfers gehad het, maar nou mooi, ons het nou plekhouers hierso. En die plekhouers verander dit nou so klein bietjie, so ons moet nou klein bietjie anders dink daaraan. Ok, weer eens, as jy nie verstaan nie, rewind die videoetjie, gaan kyk weer, en as jy nou weer nog steeds nie verstaan nie, skryf dan vir my in die comments hieronder, en dan sal ek my beste probeer om vir jou te help om dit alles goed en 100% deeglik te verstaan. Ok, kom ons beweeg nou so 'n klein bietjie aan. Ons het nou die vorige keer peper bygesit, so kom ons gaan gooi hierdie slag so 'n bietjie borrie by, so 'n bietjie masala. Ok, en kom ons gaan kyk nou na die volgende voorbeeld. 3 maal 3. Ok, so wat is 3 maal 3? Ons begin weer eens, ons begin baie eenvoudig. Wat is 3 maal 3? Ok, voor jy nou uitskree 9, want ons weet nou dis 9, voor jy dit uitskree, kom ons beskou eers die volgende. Elke 3 het 'n eksponent van 1 mos, Vat jy nou gou weer terug na jou graad 9 eksponente toe. Elke 3 het 'n eksponent van 1. So wat hierso staan is 3 tot die mag 1, en hierso staan 3 tot die mag 1. Wat is 3 tot die mag 1? Is maar net 'n 3, dis net 1 3. Ons is nie nog 'n 3 wat ons met nog 'n 3 maal nie, So is net 1 3. Ok, nou as ek 3 tot die mag 1 het, en ek maal hom met nog 'n 3 tot die mag 1, wat sê my eksponentwette vir my? Kan jy nog onthou? As ek 2 getalle met mekaar maal en die basisse is dieselfde, dan kan ek net die eksponente by mekaar tel. So hierdie word dus 3 tot die mag 1 plus 1, en dis dieselfde as 3 kwadraat, ok? En ons weet dus 9.
Ons weet nou dis 9. Ok. Nou, gestel nou, ek het nie geweet dit moet 'n 3 wees nie. Ek weet actually nie wat die syfer moet wees nie. Ok, so julle kan nou al raai op hierdie stadium wat ons nou al gaan doen. Ja, dis reg, ons gaan 'n plekhouer gebruik. So, in hierdie geval gaan ek sê, omdat ek hier 'n 3 gehad het en omdat ek hier 'n 3 gehad het, kan ek mos dieselfde plekhouer gebruik, nee. Dieselfde plekhouer, want albei is mos 3. Nee, daar's 'n 3 en 'n 3. So, as ek x vir die plekhouer gebruik het, dan kan ek mos x vir die ander plekhouer ook gebruik, want hierdie plekhouer moet dieselfde wees, nee. So, ek kan sê, x maal x is gelyk aan wat nou? Is gelyk aan wat nou? Onthou nou mooi, ek weet nie nou wat die getal is nie. Ek weet nie dit moet nou 'n 3 wees nie. So imagine nou vir jouself, jy het nog vergeet dit moet 'n 3 wees, ok. So wat doen ons nou? Wel, ons doen presies dieselfde. Ons teorie bly dieselfde. So hierdie is mos x tot die mag 1, né? Onthou nou mooi, nee, as iets tot die mag 1 is, ons skryf nie die 1 daar nie. Ons weet mos dis tot die mag 1. As ek vir jou sê 6, dan hoef ek nie vir jou te sê 6 tot die mag 1 nie. Jy weet dis 6 tot die mag 1, want 6 tot die mag 1 is mos 6, nee. Ok, so ons hoef dit nie altyd te skryf nie, maar ons weet, dis tot die mag 1. So ek het x tot die mag 1, maal met nog 'n x tot die mag 1. Nou hier, kyk mooi, die x en die x is dieselfde x. Hoekom sê ek so? Want hierdie 3 en hierdie 3 was mos dieselfde getal gewees. En nou het ek vergeet dit moet 'n 3 gewees het, maar ek weet dit moet dieselfde getal wees. So met ander woorde, die plekhouers moet ook dieselfde wees. So as ek hierdie plekhouer gekies het x, dan moet ek daai plekhouer ook x kies. En whatever ek dan nou sê is hierdie eerste x. Whatever ek vir hierdie eerste x sê, of dit nou 1 of 2 of 7 of 8 is, dieselfde moet daai x ook wees. So sê nou maar ek figure later along the line uit, dit moes 'n 7 gewees het, dan beteken dit hierdie plekhouer moes ook 'n 7 gewees het. Hy moet dieselfde wees, want dis dieselfde plekhouer. Ok, so dus nou kan ek sê, omdat die basisse dieselfde is, en ek maal hulle met mekaar, dan kan ek hulle eksponente by mekaar tel. So hierdie word dus x tot die mag 1 plus 1, en dit is dieselfde as x kwadraat. Ok, so kan julle sien, dit was dieselfde as hierdie voorbeeld gewees. Nee? Ek het net nou in hierdie geval nie geweet, die 3 moes 'n 3 gewees het hier, nee? Ek het 'n onbekende, ek het 'n plekhouer gebruik. Goed, so is julle nog met my sover. Ok, so in hierdie geval het ons gehad 'n konstante waarde maal met 'n veranderlike. 'n Konstante waarde maal met 'n veranderlike. En nou hier in hierdie geval, in die tweede geval wat ons nou gedoen het ek 'n veranderlike maal met nog 'n veranderlike. Goed, so ek het 2 veranderlikes met mekaar gemaal, en in hierdie geval was hulle dieselfde veranderlikes. Dieselfde gewees. Ok. En ek sê gou weer, onthou nou jou eksponentwette. As my basisse dieselfde is, dan kan ek hulle eksponente net gaan en by mekaar gaan tel. Goed, nou wat nou as die basisse nie dieselfde is nie? Ok, kom ons gaan doen so 'n voorbeeld. 3 maal 4. 3 maal 4 weet ek is 12. 3 maal 4 weet ek nou is 12. Ok, so nommer 1, ek weet nie wat die 3 is nie. Op een of ander manier vergeet ek dat dit moet 'n 3 wees. So nou gebruik ek 'n plekhouer. So ek gaan stel in my onbekende x. X is my plekhouer. Maar nou vergeet ek ook dat die 4 'n 4 moes gewees het. So wat doen ons nou? Ok, so onthou nou mooi, die 3 en die 4 is nie dieselfde nie. Hulle is nie dieselfde getal nie, so ek kan nie dieselfde plekhouer gaan gebruik nie. Ek moet nou 'n ander letter van die alfabet gaan kies. Ok, ek moet nou 'n ander letter gaan kies. En ons kies in hierdie geval 'n y. Ok, ek kan enige letter van die alfabet kies. Kan A, B, C, D, E, wat, maar ek kan Z ook kies, dit maak nie saakie, ok? In hierdie spesifieke geval gaan besluit ek, die 4 moet 'n y wees. So wat ek nou eintlik het is x maal y. Goed, ek sê gou weer. Die 3 weet ek nou nie, so ek gebruik 'n plekhouer, 'n onbekende vir die 3. Die 4 weet ek ook nou nie, so ek wil vir hom ook 'n onbekende gaan gebruik. Maar die 3 en die 4 is nie dieselfde nie,
So my plekhouers mag nie dieselfde wees nie. So ek moet 'n ander letter gaan kies vir die 4. Kyk gou na hierdie eerste voorbeeld. Hierso was dit 'n 3 en 'n 3, dieselfde syfer, so kan dieselfde plekhouer gebruik 'n X en 'n X. Maar in hierdie tweede voorbeeld nie so nie. In die tweede voorbeeld het ek 'n ander syfer en dis 'n ander plekhouer. OK, so wat maak ons nou hier? Ek kan nie gaan sê dis 12 nie, OK, want ek weet nie wat die actual syfers is wat in die plekhouers moet inkom nie. Ek kan nie gaan sê dis 12 nie. En my basisse is ook nie dieselfde nie. Sien julle, ek het nou 'n X en 'n Y. Ek het nie 'n X en 'n X gehad nie. Ek het nou 'n X en iets anders, ek het 'n Y. So kan ook nie hulle eksponente by mekaar gaan tel nie. Ek mag ook nie dit doen nie. So wat moet ek dus nou doen? Niks. Ek gaan los dit as XY. XY skryf ek. OK. Nou as jy in 'n algebraiese som XY sien, soos wat hy hierso staan, OK, dan kan jy maar weet dit beteken X maal Y. So as ek twee letters net langs mekaar skryf, dan beteken dit die een maal die ander ene. Goed. So jy moet nou kyk, jou oë moet nou hierdie patroontjies begin raak sien. So jy sien nou, OK goed. As twee letters langs mekaar staan, dan beteken dit die een maal die ander ene. Soms kan ons dit so skryf. X punt Y. Die punt in hierdie geval is nie 'n komma nie, beteken nie X, Y nie. Dit beteken X maal Y. As ek wil X, Y geskryf het, dan moes ek gesê het X, Y. OK, en dit sal ons heel wat later doen, jy gaan nog baie van dit doen ook. Maar X, Y beteken nie dieselfde as X punt Y nie. X punt Y is 'n maalsom, dis dieselfde as X maal Y. Maar later, daar raak ons dit so baie gewoond, ons hoef eers meer die teken te skryf nie. Ek skryf sommer net vir jou XY, dan weet jy, dit beteken X maal Y. OK, goed. Kom ons beweeg aan. Kom ons gaan sê nou ons het die volgende. X kwadraat maal nog 'n X kwadraat. Wat gebeur nou? OK, so hier vanaf begin dit nou easy peasy raak. So wat sien jy? Basisse is dieselfde. Dit beteken, ek kan maar net hulle eksponente by mekaar gaan tel. So hierdie is baie eenvoudig, X tot die mag 2 plus 2, en dit is dieselfde as X tot die mag 4. OK, X tot die mag 4 beteken X maal X maal X maal X. OK, sien julle my punte daar? So nee, my punte beteken maal. So 1, 2, 3, 4, ek weet dieselfde getal, dieselfde plekhouer, nee, wat ek 4 keer met mekaar maal, en daarom sê ek is X tot die mag 4, ek kan sy eksponent vat, ek sien sy eksponent is 4. OK, goed. Kom ons doen nou so 'n paar voorbeelde saam met mekaar. OK, hierdie voorbeelde beteken niks nie, dit is sommer net syfers wat ek uit my kop uit gaan trek. Daar's niks spesiaal daaraan nie, en dit is net om hierdie konsepte nou vir jou nog verder te verduidelik en vir jou te help om dit in te sien en om dit te oefen en dit hier deel te maak van die kennis wat nou al reeds in jou kop is. OK, so kom ons begin weer eenvoudig. Wat is 4 maal X? OK, weer eens, ek sê gou mooi, as ek 1X het en ek maal dit met 4, dan moet ek 1, 2, 3, 4, ek moet 4X'e by mekaar hê, nee. So dan moet ek hê 4X. OK, volgende enetjie. Wat is 4X plus 2X? OK, so dink nou mooi daaraan. Ek het 4 plekhouers, ek het 4 appels, en ek sit nog 2 van dieselfde plekhouers, nog 2 van dieselfde appels by, en hoeveel van hulle het ek dan? Dan het ek 6 van hulle. So met ander woorde, ek het 6X'e dan. OK, so ek sê gou weer, hier is baie belangrik. As 'n X hierso staan, en 'n X staan hierso ook, dan is dit dieselfde plekhouer. So as ek besluit, die X moet wees 3, dan beteken dit, hier moet 'n 3 inkom, en daar moet 'n 3 inkom. So oral waar die X is, moet 'n 3 inkom. So dis baie belangrik dat jy kan insien hierso, dat die X wat hierso staan, en die X wat hierso staan, is dieselfde plekhouer, dis dieselfde getal as jy nou eventually besluit wat die getal moet wees. So dis hoekom ek dus nou sê, 4 van die plekhouers, plus nog 2 van dieselfde plekhouers, by mekaar is 6 van hulle. So 4X'e, plus nog 2 van hulle is 6X'e. Kom ons kyk gou weer. 10X plus 7X
Okay? Ek het 10 x'e en ek tel nog 7 van hulle by, dan het ek hoeveel? Ek het dan 17 x'e. Goed, easy peasy, glad nie moeilikie, nee. Kom ons doen 'n ander voorbeeld. Kom ons begin met x maal x maal x. Wat het ek dan? So ek het 'n plekhouer, maal met nog dieselfde plekhouer, maal met nog dieselfde plekhouer, en omdat ek hulle maal, en daar's 3 van hulle, dan kan ek sien, dit is x tot die mag 3. Ok, wat van x tot die mag 3 maal x tot die mag 7? Goed, my basisse is dieselfde, albei is 'n x, dis dieselfde x, dis dieselfde plekhouer, en daarom weet ek mag hulle eksponente by mekaar tel. So dis x tot die mag 3 plus 7, en dis dieselfde as x tot die mag 10. Goed, en dan die laaste enetjie oefen ons gou weer, x maal y, wat kry ons hierso? Ok, ek sien, ek het daar 'n x, 'n onbekende, en hier het ek 'n y, 'n ander onbekende, so hulle basis is nie dieselfde nie, so daar's geen eksponentreëls wat hier 'n rol gaan speel nie, so dit bly eenvoudig net x, y. Ok, so hierdie was dan nou produkreëls gewees. In my volgende video gaan ek vir julle somreëls gee, nee. Op die ou end van die dag gaan hierdie algebra vir jou soos tweede natuur beginne voel. Hoe meer en meer en meer oefeninge ons doen, aan mekaar en aan mekaar en aan mekaar en aan mekaar, hoe meer gaan dit vir jou normaal begin voel. Nee, dit gaan wees soos die eerste keer toe jy die alfabet geleer, nee, A, B, C, D, E, en toe begin jy nou woordjies maak, en jy sit die woordjies in sinnetjies, en jy leer 'n bietjie meer, en nou vandag praat jy, en jy lees, en jy hoef nie meer eens te dink, dat 'n A is 'n A, en 'n B is 'n B, en 'n E en 'n F, en so aan nie. Ok, goed, so hierdie wiskunde gaan vir ons presies dieselfde raak. Ons gaan dit so baie keer doen, dit gaan vir jou soos tweede natuur voel, jy gaan later hierdie dinge doen, sonder om te dink daaraan. Ok, so ons gaan heel wat ander teorie begin kyk na. Goed, so ons het nou vandag gehad my definisies, ok, ek skryf gou weer die definisies hierso neer, kyk gou of jy kan onthou wat dit was. Ons het gehad 'n vergelyking, ok, en 'n vergelyking is maar net 'n wiskundige som met 'n is gelyk aan teken in. Jy vergelyk die linkerkant van die teken met die regterkant van die teken. Ok, ons het gehad 'n uitdrukking, en 'n uitdrukking is 'n wiskundige som sonder 'n is gelyk aan teken, hè? Iets soos dit, x plus 2. Ok, so dis net 'n uitdrukking. Dit sê niksies, maar net x plus 2. Toe het ons gehad 'n term, ok, en onthou nou mooi, 'n term word net deur 'n plus of 'n minus geskei, nie 'n maal of 'n deel nie. 'n term word net deur 'n plus of 'n minus geskei. Ons het gehad daai moeilike woord koëffisiënt. Koëffisiënt. OK. En 'n koëffisiënt is die syfertjie wat voor die onbekende staan. OK. Die syfertjie wat voor die onbekende staan. Dan het ons gepraat van eksponente wat jy nou al mooi goed ken, want jy het verlede jaar mooi opgelet in die klas en baie hard geleer. OK, so jy weet presies wat 'n eksponent is. OK. En ons het gepraat van 'n konstante waarde. 'n Konstante waarde se waarde verander nooit nie. Dit bly altyd net dieselfde ding. Dit bly net dieselfde ding. Soos hierdie 4 byvoorbeeld. Daai 4 bly net 4. Hy kan nie nou skielik 5, 6 of 17 raak nie. Dit bly net 4. En ons het gepraat van 'n veranderlike. Goed, en die veranderlike is x. Hy is 'n onbekende, hy kan verander, hy kan enige waarde aanneem. Die y is 'n onbekende, hy kan enige ander waarde aanneem. Hy kan nie dieselfde waarde as die x aanneem nie, maar hy kan seker as hy wil, maar hy is 'n ander plekhouer. OK, goed. So hierdie was my definisies gewees en ons het vandag 'n bietjie gaan kyk na produkreëls. Goed. So ek hoop vandag die algebra maak nou 'n bietjie meer sin. OK, as jy dalk nou jou wiskundeboek gevat het en as jy nou soos ek is, ek vat altyd my boeke en dan voor die jaar begin, as ek hulle nou gekry het voor die jaar begin, dan blaai ek sommer so vinnig deur, dan kyk ek wat se interessante goedjies staan hier, wat se simbole is daar, wat so goed lyk snaaks, wat lyk funny, o, dis interessant, Jesus, ek kan nie wag dat ons daar uitkom nie, dit lyk nog as interessant om te leer. OK, so as jy nou al deur jou boek geblaai het en jy sien hier x'e en x-kwadrate en 3 terme in grafieke en jy sien goed van trigonometrie en so aan, OK, moenie stres hier, ons is besig om die fondasies daarvoor te lê, OK.
So die video, die inleiding tot algebra en hierdie tweede video, die produkreëls, is baie belangrik, okay? En dan die video wat hierop volg, die somreëls, is ook net so belangrik, okay? So stay tuned. Baie dankie vir julle aandag vandag. Ek waardeer ek vreeslik baie. Gaan like en subscribe asseblief, dit help my baie en vertel al julle vriende van hierdie oulike wiskunde video's wat julle kyk, wat julle so lekker help, wat julle so baie wiskunde leer. Julle moet julleself mooi oppas en ek sien julle almal in die volgende les. Tot dan toe. Tata.